Goeiemôre gemeente. Môre. Baie welkom by ons erediens vanoggend en mag ons werklik God se teenwoordigheid ervaar en ons is hier om saam as gemeente die Here te ontmoet tydens ons erediens. En mag jy ook ervaar dat die Here jou ontmoet op die plek waar jy is. En die Here groet jou vanoggend ook met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kan sit. Ons moet, as ons hier lees Hebreërs 10, vers 19 tot 25, gaan sien ons die wonderlike voorreg wat ons het, dat ons 'n oop pad na God as Vader het. Hebreërs 10 vanaf vers 19 staan daar: broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit lei op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggaam is gewas met skoon water. Laat ons dan vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur na mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig en daarin te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. So die Here sê vir ons baie duidelik hier, wat 'n voorreg ons het om tot hom te nader. Die pad is oop. Deur die bloed van Jesus is ons gereinig van 'n skuldige gewete. Ons hoef nie eers, Jesus was ons skoon. Kom ons gebruik dit. Kom ons, laat daai begeerte ook in jou hart is om so saam as gemeente saam te kom. En dan die Here ook so saam as gemeente te ontmoet. En dis wat die Here vir ons uitnooi. Dat ons hierdie geleenthede sal gebruik. Ons sluit die oë. Vader, neem ons, Here, dankie Here vir die kans om in die huis by mekaar te kom, Here. Here, ons dankie vir Riley se sukses tot dusver, Here. Ons weet hy is in die ICU, maar ons weet ook dat hy is heiliglik in 'n goeie toestand en hy lyk goed, Here. Ons vra ook verder u hand van beskerming oor hom. Here, dan dink ons ook aan Johanna de Klerk wat 'n beroerte gehad het, Here, en nog aansterk. Here, ons dink ook aan Marina se ma, Here, wat ook hulp nodig het, Here. Almal van hierdie, Here, weet ons, en ons dra aan, ons weet dat hulle u hulp nodig het, Here. Ons dra hulle aan u op. Laat u by hulle wees en saam met hulle stap, Here. Ons vra, Here, vir u wysheid, Here, en die genade en vrede saam met hulle, maar ook saam met hulle families, Here. Ons weet daar's baie onstuimigheid en stres wat saam met hierdie gaan, Here. Ons vra vir rustige harte. Here, ons vra vir rustig in die familie, Here, dat almal saam wil werk. Here, en dis die name wat ons hier het, Here, maar ons weet daar's meer as dit, Here, daar's families, Here, daar's individue, daar's ander wie se name nie hier op is nie, Here, wat sukkel, Here. Here, ons vra dat, Here, u saam met hulle stap. Ons vra, Here, vir u genade wat tasbaar in hulle lewens gevoel kan word, Here. Ons vra dat hulle oë en ore sal oop wees, om dit ook te sien. Here, u is lief vir elkeen van ons, Here, en u wil saam met elkeen van ons wees. Here, u wil hê dat ons moet floreer, nie net daar wees nie. Here, dan is ons ook besig om te bid vir die land. Here, ons weet dat hulle het u nodig, meer as enigiets anders, Here. Al die infighting, Here, ons hoor ook nou van korrupsie wat blootgelê word, en ons is dankbaar daarvoor, Here. U is 'n God van geregtigheid. Here, ons vra vir herstel. Ons vra, Here, dat mense na u toe sal draai, en sal weet, Here, dit is waar hulle heil vandaan kom. Here, dan dink ons ook aan die onstuimigheid in die wêreld, Here, waar mense op politieke leiers skiet, Here, daar waar daar oorlog is in Oekraïne en Sudan, en Here, ons vra, Here, dat u daar sal wees, weer eens, Here, dat mense nie na die regering sal kyk nie, maar dat hulle na u sal kyk, en dat het nader sal trek aan u. Here, want sonder u is ons niks. Here, dan dink ons ook aan die kinderkerk, Here, en aan Stefan, Here, ons vra, Here, dat die oë en dat die harte en oë sal oopmaak, Here, om u te hoor, om u woord te hoor, Here.
dat ons sal kom tot 'n plek waar ons u hartklop kan hoor en u gevoel vir ons. Ons is dankbaar, Heer, vir u genade. Amen. Skriflesing is Jeremia 7. Jeremia 7, ons gaan lees vers 1 tot 15. Ek lees uit die 83 vertaling van Jeremia 7, vers 1 tot 15. Ons fokusverse is vers 3 tot 8. Jeremia 7 vanaf vers 1. Dit is die woord van die Here, dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Gaan staan in die poort van die huis van die Here en roep daar hierdie woorde uit. Al julle Judeërs wat by hierdie poorte ingaan om die Here te dien, hoor die woord van die Here. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Maak julle lewe en julle dade reg, dat ek julle kan laat bly in hierdie land. Moenie julle vertroue stel in leuns nie. Julle sê, ons is veilig. Dis die Here se tempel. Dis die Here se tempel. Dis die Here se tempel. Maak liewers julle lewe en julle dade reg, doen aan mekaar wat reg is. Moenie vreemdelinge, weeskinders en weduwees onreg aandoen nie. Moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie en moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring. As julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle in hierdie plek laat bly, in hierdie land wat ek vir altyd aan julle voorvaders gegee het. Julle vertrou op leuns wat julle niks gaan baat nie. Julle kan mos nie steel, moord, egbreek pleeg, valse ede aflê, wierookoffers vir Baal bring, ander gode dien vir wie julle glad nie ken nie, en my dan ook nog in hierdie tempel wat na my naam genoem is, kom dien en sê, ons is veilig, nie? En dan gaan julle maar voort met al hierdie gruwelike dinge. Het hierdie huis wat na my naam genoem is, vir julle 'n rowerspelonk geword? Ek het gesien wat julle doen, sê die Here. Gaan na Silo toe, na die plek waar ek voorheen my naam laat woon het, gaan kyk wat ek aan hom gedoen het oor die sonde van my volk Israel. Julle het al hierdie dinge gedoen, sê die Here. Ek het vroeg en laat met julle gepraat, maar julle het nie geluister nie. Ek het julle geroep, maar julle het nie geantwoord nie. Daarom gaan ek met hierdie huis wat na my naam genoem is, en wanneer julle julle vertroue stel, en met hierdie land wat ek aan julle en aan julle voorvaders gegee het, net so maak, soos ek met Silo gemaak het. Ek sê julle verwerp soos ek julle broers, die hele nageslag van Efraim, verwerp het. Ja, ons gaan fokus op die hele gedeelte, maar veral vers 3 tot 8. Nou, ek lees so 'n storie van 3 predikante wat in 'n kerkkantoor sit en met mekaar bespreek, wat is die beste gebedshouding, gebedsliggaamshouding, om effektief te kan bid. En die een sê toe, wat hy gevind het, die beste liggaamshouding om effektief te kan bid, is om jou hande so by mekaar te sit, met die vingers wat so opwys na boontoe, as 'n simbool van aanbidding van die Here. Die ander sê, nee, die beste gebedshouding is om te kniel, en om jou self klein, hoe kan ek sê, om jouself te verneder en te kniel voor die Here. Die ander sê, nee, julle het dit heeltemal verkeerd. Die beste gebedshouding is om plat op die grond te gaan lê, met jou kop teen die grond. Dit is die regte gebedshouding, om effektief te kan bid. Maar terwyl hulle so praat, is daar 'n ou van Telkom ook in die kantoor besig om telefoonlyne te herstel en so. Toe hy nou hoor wat hulle praat, later kon hy homself nie meer stil hou nie. En hy sê toe, nee, laat ek vir julle predikante sê, waar ek gesien die beste gebedshouding, waar ek die mees effektiewe gebed gebid het, was toe ek aan my voete onderste bo gehang het, 10 meter bo die grond van die telefoonpaal, na 'n band van my harnas gebreek het. Toe het ek baie effektief gebid. So dis die beste gebedshouding, om onderste bo te hang voor die Here. 10 meter bo die grond. Ek dink dit illustreer maar net nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Nee, om effektief te kan bid, wat jou liggaamshouding is. Dit is nie wat dit bepaal nie. Dit gaan oor, wat is jou hartsgesindheid? Is jy opreg as jy bid tot die Here? As ons sing, sing is mos ook gebed. Toe ons nou gesing het, was jou gedagtes en jou emosies in daai woorde gewees? Toe ons gesing het. Of is maar net woorde, ons moet dit nou verbykry. Ons weet ons gaan nou een keer sing, dan gaan ons 'n omgee gebed hê, dan gaan ons so 3 liedere sing, dan gaan ons nou bid. Is dit maar al waaroor dit vir jou gaan? Of het jy regtig ook daai gebed, daai gebede gesing,
nee, toe ek God gesoek het, nee, daai een in Engels, toe ek God gesoek het, het hy my geantwoord, Is jou hart, jou gedagtes in, wat hier gebeur, in die erediens, nee, aanbidding, gaan oor jou hartsgesindheid, en aanbidding, praat ek nou van godsdienstige dade, nee, is jou hart daarin, as jy jou Bybel lees in die oggend, stilte tyd met die Here het, en tot hom bid, hier in die erediens, is jou hart, emosies en gedagtes daarin, dat jy het opreg die Here die eer bring, of om te sê hoe afhanklik jy van hom is. Dis waaroor het gaan. Gaan oor wat gaan in jou hart aan. Denke, emosies en wil. Net gaan oor die toestand van jou hart. Ware godsdienst bring bekering. En ons gaan sien dat 'n valse godsdienst, nee, bring 'n valse gerusheid by mense in die kerk. Net dis wat gebeur het hier in Jeremia se tyd. 'n Valse godsdienst bring 'n valse gerusheid wat bekering verhinder. Dis wat gebeur. Dat mense se lewens nie verander nie. 'n Valse godsdienst maak jou gerus en jy bly dieselfde. Jou lewe verander nie. Maar 'n ware godsdienst, jy verander. Dit verander jou lewe. As jy aanbidding, as jy ontmoeting met die Here gehad het, nee, kan jy nie dieselfde bly nie. Jy moet verander. En as ons hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, nee, dan sien ons in Jeremia 26 paar hoofstukke verder, Jeremia 26 vers 1 tot 5, sien ons die historiese omstandighede wat geheers het daar, toe Jeremia hierdie woord in die tempelpoort gespreek het. En daar staan dat dit gebeur het, nee, kort nadat Jojakim, seun van Josia, koning van Juda geword het. So Sion, nee, Efraim, die 10 stamme ryk is al reeds weggevoer in ballingskap, nee. Die Israel is al reeds eintlik basies vernietig, nee, die Here het hulle verwerp. En is nog net Juda, die 2 stamme ryk wat oor is, wat sit met hierdie ou valse gerusheid, wat hulle lewens nie raak nie. En dis die omstandighede, nee, wat Jeremia hierdie woord van die Here bring. En die kern van sy boodskap is gerig teen 'n valse gerugtheid wat in God se volk kan heers. Valse gerugtheid ook vir ons vandag. Gerusheid wat ook vandag in die kerk kan heers. Ons is okay. Ons is reg. Hulle sê, hulle vertroue was gewees, hoekom hulle so gerus was. Hulle vertroue was in die tempel, nee. Hulle het gesê, so Jeremia sê, hulle moenie hulle vertroue stel in leuns nie. Hulle sê, ons is veilig, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel. Hulle het gesê, maar ons dien die Here, ons is godsdienstige volk, kyk die tempel, nee, ons kom hier, nee, en ons bring offers vir die Here, nee, en dan word die profete sê ook, alles is alright, nee, dis die Here se tempel hierdie, hy sal ons nooit in die steek laat nie, hierdie tempel symbool van sy teenwoordigheid, die Here sal ons nie los nie, hy is hier, nee, en hulle is gerusheid, want kyk, die tempel is hier, God sal ons nie sy tempel verwerp nie, so waar sal hulle vertroue? Eintlik in uiterlike vorm godsdiens, nie in die Here nie, in uiterlike dade, en die offers wat gebring word. Maar wat soek God? Hy soek nie jou uiterlike godsdienstige hande kniel of lê of wat nie, hy soek jou hart. Dis wat die Here soek. Gerig teen hierdie valse gerusheid. Dis 'n tyd van krisis en onheil, nee, dis omtrent soos vandag, nee, wie jy hoor wat oral gebeur, die oorlog en al hierdie goeters, nee, daar's wêreldmagte wat opstaan. Dis daai tyd. En hulle word bedreig, en dis wêreldmagte wat ook Juda in ballingskap wil wegvoer. Maar hulle is gerus en sê, dis die Here se tempel, dis die Here, daar sal niks gebeur met ons nie. Want nadat hulle in die tempel was, nee, nadat hulle erediens bygewoon het daar in die tempel, nee, en hulle het die profete se woord gehoor oor die tempel, wat die Here nooit sal verlaat nie, nee, deur die offers word al die skuldgevoelens weggevat by die volk. Hulle is alright, hulle is okay. Verder, tempel is die waarborg. Dis die polis wat ons het, dat God ons nie sal verlaat nie. Maar hierdie woorde, nie vertroue stel in leuns nie,
Die Hebreëse woord is sheker, en dit is bedrieglike woorde soos, ons kan ook vertaal met bedrieglike woorde soos die 53 en 2020 vertaling. En dis 'n sleutelterm in Jeremia, nê? Daai bedrieglike woorde, pas op vir bedrieglike woorde. Daar's ook vandag baie keer kan in kerke bedrieglike woorde wees, nê, want vertroue gestel word. Nee, en wat uiterlike vorm godsdienst, sulke goeders, nee, pas op daarvoor. Jeremia, hierdie woord word 111 keer in die Ou Testament gebruik en 36 keer in die boek Jeremia. So is 'n redelike sleutelterm in Jeremia. En hierdie term word in verband gebring word met valse profete, valse gode en hierso valse gerustheid wat bekering verhinder. Word in verband gebring met valse gerustheid wat daar in die kerk kan wees, wat bekering verhinder. Dat lewens nie verander nie. Dat ons nie buig voor die Here nie. Ja, hierdie, en dis wat hy sê ook hierson, nê? Jeremia sê, moenie in hierdie uiterlike goeders, hierdie vorm godsdiens, jou vertroue stel nie. Verander jou lewe. Maak liewers julle lewe en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is. En dan vanaf vers 6 gee hy breedvoerige verduideliking van alles wat so verkeerd is daar onder die volk. Nee, kom tot bekering. God se geregtigheid word nie gehandhaaf elke dag van die lewe nie, alledaagse lewe nie. Dat dit wat reg is word nie toegepas daar in Juda nie. Maar hy verwys veral na die mense in die randfigure van die samelewing, die wat nie politieke regte het nie, hierdie sosiale onderdrukte mense wat hulle self nie kan beskerm nie, die weduwees en wese en die arme mense en die vreemdelinge, hulle word onderdruk. Maak reg met hulle, dan word nog afgode ook aanbid. God se geregtigheid is nie net vir Sondag in die erediens nie, dit is vir elke dag. Godsdiens en praktyk elke dag hoort by mekaar. Ware godsdiens en jou lewe elke dag moet ook 'n diens aan die Here wees. Jy kan nie sê in pakkies lewe, kompartemente. Sondag is ek 'n kerkmens. Maandag is ander reëls wat geld. Want dan is ek 'n werk, dan moet ek werk en dan trap ons op mekaar en beskinder mekaar en gaan te kere nie. En onderdruk mense nie. God se heerskappy moet uitgeoefen word in die openbare lewe. En dit is om geregtigheid na te jaag. Ja, en dan word afgode ook. Eintlik van die tempel word 'n afgod gemaak. Dat die vertroue meer in die tempel is as in die Here self. Net dat die tempel gaan ons beskerm. Want dit is 'n simbool van God se teenwoordigheid. Solank ons net erediens toe gaan. Ek vertroet hom as sonde in my lewe. Ek weet hierdie ding, die Here het al lank met my gepraat. Hierdie in my lewe is nie reg nie. Maar weet wat, ek doen dan goeie dinge. Gaan Sondag erediens toe. Ek is besig, help met daai uitreik. Help daar as al kos gemaak. Ek doen goeie dinge. Ek lees elke dag my Bybel. Ek bid. En daarom weet ek die Here moet my seën. En sal die Here hierdie ou sonde wat ek so nie geheim vertroet of wat hy al lank op my gesê het is nie reg nie. Die Here sal dit verskoon, ek doen hom goeie goeders. Gaan meer oor die rituele. Ware godsdienst en praktyk kan ons nie skei nie. Anders word die kerk 'n skuilplek vir misdadigers of 'n rowerspelonk. Ons kom hier by mekaar, ons doen hier deur die week wat ons wil doen. Ons leef maar soos die wêreld, dan kom ons hier by mekaar, dan soos ook maar soos rowers wat hier by mekaar kom. En julle onthou ook wat Jesus gesê het toe hy die tempel skoon gemaak het nie. Sê julle van my huis my Vader 'n rowerspelonk gemaak. Pas op dat ons dit nie ook met ons praktyk deur die week van God se huis 'n rowerspelonk maak nie. Van sy liggaam as ons hier by mekaar is. Anders kan die kerk so 'n rowerspelonk word. Kom ons kyk 'n bietjie die valse gerusheid wat bekering verhinder, wat ook vandag kan wees in 'n kerk. En dit kan natuurlik gebou wees op 'n eensydige beskouing van 'n sekere leerstelling, Eensydige
beklemtoning van dogma, 'n sekere dogma, leerstelling. Ek weet jare terug, veral waar ek groot geword het, die uitverkiesing was verskriklik eensydig beklemtoon. En as eintlik gesê, weet jy wat, ons hoef eintlik nie eers evangelisasie te doen nie, want as iemand nie uitverkies is nie, gaan niks help dat hy tot bekering kan kom nie. En as hy uitverkies is, sal hy tot bekering kom. Hy of sy tot bekering kom. So ons hoef eintlik niks te doen nie, ons hoef nie evangelisasie. En daar's min in kerke gedoen om uit te reik. Want as eensydig klem gelê op uitverkiesing. Ons weet dit werk nie so nie, moenie God se werk probeer doen nie. Laat hy God wees, kom ons wees net gehoorsaam aan die groot opdrag, gaan dan heen en maak disippels. Dan sê daar weer die ander kant is, jy kry hierdie hypergrace teoloë, hierdie hypergenade, oordrewe klem net op genade. En dan moet jy vir hierdie ouens nie sê, jy moet kom tot bekering nie, want dan plaas jy hulle weer onder die wet. Weet, jy kan nie sê, maar dit en dit, maar dis wat die Here sê nie, want dan is jy weer onder die wet. Dis weer 'n ander, hypergenade. Ek kan maar net aangaan, want dit is net genade. Nee. Dan, ek dink wat baie meer van ons seker op van toepassing is seker vorm godsdiens, uiterlike vorm godsdiens. Dat my godsdienstige handelinge eintlik meer net rituele is om my gewete te sis. Ek lees my Bybel, bid, net dat ek net voel die Here sal by my wees deur die res van die dag, maar ek het nie ontmoet, het ek hom ontmoet in my stilte tyd? Dis die vraag. Het ek ontmoeting met die Here gehad? Of ek gaan erediens toe, ek het Sondagoggend opgestaan, dit was koud, dit amper nog gereën ook, en ek was daar. My gewete is gesis. Nou is ek alright vir die week. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis oor vertroue in die Here. Die groot vraag is, met al hierdie dinge, stilte tyd, erediens, dinge wat jy jou gawes gebruik in die koninkryk om uit te reik of wat ook al, die groot ding is net, in al hierdie godsdienstige handelinge, het jy ontmoeting met die Here gehad? Dis waaroor dit gaan. Het jy vanoggend 'n ontmoeting met die Here in die erediens gehad? Dis die vraag, dis die kernvraag. Het ek God ontmoet? Erediens. Jy moet aktief deelneem aan die elemente van die erediens, die liturgie. Dit gebeur nie van self nie. Nie dink net om hier te wees, jy het 'n erediens gehad nie. Dit vra van jou konsentrasie. Dit vra om jou gedagtes gevange te neem en te bedoel wat jy sing. En as iemand voorgaan gebed, om saam met daai persoon te bid. Dit is waaroor dit gaan in die erediens. Jy's nie passief in die erediens nie. En ek gaan ook nou iets sê, en dis nie dat dit verkeerd is nie, maar ek sien net dat baie gemeentes se kerkgeboue, nou ek is net bang, dis nie verkeerd nie, maar daar kan 'n verkeerde idee oorgedra word. Net die kerkgeboue begin al aan die binnekant al hoe meer soos teaters te lyk. Met ligte en rookmasjiene selfs. Daar word selfs 'n rookmasjiene ingespan. Ek sê nie is verkeerd nie. Maar ek's bang, en veral onder ons jeug, dat die idee geskep word, weet jy, 'n erediens is om soos na 'n show te gaan kyk in 'n teater. Jy sit daar passief en jy kyk hoe perform die band voor en die ou wat preek, hoe goeie spreker hy is en seker goed, en jy's passief. Daai goed kan jou help, daai dinge kan jou help om atmosfeer te skep, kan jou help om die Here te ontmoet. Maar moenie gaan terugsit en passief wees nie. En te kyk oor hoe perform die ouens daarvoor nie. Dis nie 'n teater nie. Dis nie 'n show nie. God sê hy is hier teenwoordig. Jy moet hom ontmoet. En jy kan God ontmoet in die woestyn by 'n brandende braambos soos Moses. Jy kan God ontmoet in 'n vis soos Jona. Jy kan God in die tempel ontmoet. Jy kan hom oral ontmoet. Het gaan nie oor hierdie uiterlike goed nie. Het gaan oor jou hart, 'n persoonlike verhouding met die Here deur Jesus. Dis waaroor dit gaan. En natuurlik soek ou die beste, Die musiek moet afgerond wees, ons gee ons beste.
Maar dis is nie betaalde amptenare van die kerk wat hier voorgaan nie. Dis mense wat 'n passie het om Here te aanbid en die gemeente te lei, 'n aanbidding van hom, die gemeente te lei om God te ontmoet in die erediens. Dis die hoofklem. As jy die Here nie ontmoet nie, gaan jy onveranderd die weg en bekering sal nie plaasvind nie. Nee, jou lewe verander nie. As jy die Here nie ontmoet nie. God is teenwoordig. Hy is alomteenwoordig. Hy was ook daar in die tempel teenwoordig in Jeremia se tyd. Maar lyk my nie by die offers en by die preke wat daar in die tempel gegee is nie. God was daar teenwoordig in die gestalte van Jeremia, in die gestalte van 'n oproep tot bekering in Jeremia se tyd. En so kan God ook vandag hier by ons teenwoordig wees in 'n ander manier wat ons dink. En veral in 'n oproep tot bekering van sondes. Dit wat die Here al met jou oor gepraat het, om dit te los en God se heerskappy in jou lewe te handhaaf. Dis hoe God teenwoordig is baie keer by sy kerk. Want hy wil ons heilig. Hy wil ons meer maak dat ons soos Jesus lyk in wat ons doen en wat ons sê. Ware godsdiens kan nie van praktyk geskei word nie. En ek kan net so vertel hoe ek weet, godsdiens is nie net Sondag hier nie, dit is jou 24 uur 'n dag vir jou lewe. Ek het, as ek uit my eie lewe net bietjie kan vertel, Donderdag wat verby is, nou Donderdag is my drukdag, net dis nou wanneer die preke moet klaarkom en ek moet die preekskets stuur vir Ankie en dat die Maddie liturgie aan kan begin werk en die DLK kan uitgaan. So Donderdag is altyd nogal stresvolle dag by ons en dan is daar nog asblikdag ook, weet en dit moet ook nog gehanteer word en die honde se plek moet ook nog skoon gemaak word. So dit is baie druk Donderdag. So as jy my op 'n Donderdag bel en ek klink so 'n bietjie kort af, verstaan net die omstandighede. OK. Maar dis nou tong in die kies. Maar hierdie Donderdag ek ry en ons wil gou 'n bietjie gaan oefen ook. Jy weet troue lê voor, hy moet fiks en reg wees. En ons ry. Nou is ek haastig. Nou het ek ook die verkeerde gewoonte aangeleer dat met al hierdie verkeersligte wat uit is en of rooi flikker, jou stop nie meer heeltemal doodstil by 'n verkeerslig of 'n stopstraat nie, nee, en ek erken dit hierso, nee, en dis nie reg nie. Maar ons kom so by 'n 3-rigting stop en daar's 'n straat hierso van die kant af en ek kom so ek sien ek gaan hierdie ou so bietjie wen, seker so 'n stukkie wen by die stopstraat en ek gaan toe oor. Sonder om dood te stop en toe ek kyk, toe is dit 'n oom wat saam met ons gym. Nou hy's ook op pad gym toe. Dis dit hy gooi toe ligte vir my en so. Hy's 82, hy is hierdie week 82. Hy's 'n voorbeeld. Ry stop daar in die parkeerterrein van die gym en so en hy klim uit, hy sê vir my, ja, ek sien jy's ook een van daai ouens wat nie stop by 'n stopstraat nie. En hy begin praat oor integriteit, is om te doen wat reg is. Julle weet wat is integriteit, nê? Integriteit. Te doen wat reg is waar mense jou nie sien nie of jou nie eens ken nie. Ek vererg my toe so bietjie, weet jy, hoekom hy my nou hierso op tereg wys, nê? En ek probeer dit wegpraat en sê ja, maar oom, ek wou jou gedaai sit, ek was voor jou hier gewees en so. Nee, ek praat toe nou so. Maar toe is nou nie gym is en besig om te gym. Kom ek agter hy's maar stil. Jy weet, hy praat gewoonlik baie, net jy moet maar bly oefen met hom sê ja, oom, ja en so. Maar hy stil en ek vra toe vir die Here. Here, wat is hierso die regte ding? Wat moet ek hier doen? Die Here sê toe, wys toe vir my, eerstens, ek moet bekeer, myself bekeer, want ek was verkeerd. Nee, ek het die padreëls oortree. En wie die regering aangestel, dis God, wat ons regering om wet en orde te handhaaf in ons land. So ek moet eerstens bekeer, by bekeer en sê, Here, ek jammer, ek's verkeerd. En toe sê ek moet vir my oom gaan sê, ek is jammer. Want ons het al gepraat oor in die verkeer wat ou se identiteit so aangeval word wanneer iemand voor jou indruk en sulke goed, nê? Vir jou half 'n boodskap gee, man, ja, jy het 'n ou kar of wat ook al, jy's oud. Jy's nie pad en sulke goed. En ek gaan toe na die oom toe. Sê oom, ek is jammer. Ek is jammer ek was verkeerd. Ek is jammer ek het voor jou ingedruk.
En wie hy sy hele gesig, sy hele voorkoms verander. En sê, ag nee man, dis nou, ek trek en ek maar meer net jou been en sulke goeie sê hy toe vir my. Maar toe sy weer chatterbox, nee, hy praat net, want hy gesels. En gelukkig ek moes toe vroeër terugdraf, ek draf terug van die gym af van Ilse-Marie, kom bietjie later mee kan en toe moes hy, terwyl hy praat, oefen en wat ook al doen en so. Maar toe verander alles. Verander alles. Godsdiens en praktyk kan ons nie van mekaar skei nie. Dis reg deur die week. En Christelike integriteit. Weet jy, die Here het my gepraat deur hierdie oom. Ja, ek wil nou nie oordeel oor hom nie, maar weet, is nou nie, hy praat nie heeltyd van die Here nie, maar deur wat hy vir my gesê het die Here met my gepraat. Sê, jy's verkeerd. Wat van integriteit? Christelike integriteit is om altyd in elke situasie te vra, Here, wat is die regte ding, wat is u wil in hierdie situasie? In hierdie wat nou gebeur het, wat is u wil, wat is u waarheid? Dis Christelike integriteit. Selfs daar, by die werk of waar ook al nie, waar mense nie weet, jy gaan eers kerk toe nie, weet, waar mense jou nie ken nie, of waar niemand jou sien nie, doen jy nog steeds en sê, Here, wat is u wil? In hierdie situasie. Jy kan nooit van die Here af wegkom nie. Hy is altyd daar. Dis Christelike integriteit. Altyd te vra, Here, wat is u wil in hierdie situasie? En God sal vir jou wys. Want ons het die wonderlike voorreg. Dis 'n voorreg om dadelik na God toe te gaan. Selfs in 'n gym. Na die Here te gaan sê, Here, wat is u wil hier? Ons het die wonderlike voorreg deur die bloed van Christus om tot God te nader. En hy sal tot jou nader. Jakobus 4 vers 8. Nader tot God, hy sal tot jou nader. Want die pad is oop. Ons het net nou ook hierdie gedeelte gelees. Hebreërs 10 vers 19 tot 20. Broers, ons is nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte harte en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Ons het 'n wonderlike voorreg om in enige omstandighede tot God te nader in Christus. En te vra, Here, wat is u wil in hierdie situasie? En hy sal jou antwoord. Hy praat vandag nog met ons. Ek skiet nie heeltemal af. Jy weet mos daai bandjies, what would Jesus do? Wat sou Jesus gedoen het? Nee? Ek kan eerder hou by Afrikaans. Wat sou Jesus gedoen het? Maar dit skep amper daai woord, wat sou Jesus, asof Jesus nie hier is nie. Ons moet eintlik sê, wat doen Jesus nou? Dis eintlik 'n baantjie vir ons. Maar hy's nie weg nie. Hy is deur sy Gees in jou teenwoordig. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Wat doen Jesus hier? Moet ons altyd vra. En die Here praat. Hoe praat hy met ons? Vianna, ek pik mos altyd op jou. Hoe praat God met ons? Deur ander mense, yes, soos wat met die oom eintlik, ja? Hy sal ook praat deur die Bybel of deur die woord. Yes, dis hy. Nie, ja? Dis partykeer ook sal hy met my praat deur musiek en so aan. Deur musiek ook. So as jy die Here aanbid, en so praat hy met jou. Ja, jy's die regte persoon om op te pik. Nina, iets byvoeg, hoe praat die Here nog met ons? Visioene, dis reg, ja. Dis hy, deur die woord, nee, en soos na preke te luister, en dis hy, nee. Daar's baie maniere, drome. Die Here wil heeltyd met ons praat, maar ons maak nooit ons ore toe nie, ons wil heeltyd vir hom sê, wat het ons nodig? Omdat jy net 'n bietjie stil bly, dat hy met ons kan praat, want ons het 'n oop weg. Sê, Here, praat met my. Jou stilte tyd moet na tyd wees waar jy luister. Nie dat jou inkoop jy lys. Amen. Wanneer het God met jou gepraat? Hy kon nie, jy het nie vir hom kans gegee nie. Maak tyd om na God se stem te luister. Hy het soveel maniere. Jy weet, hoor nou daar in daai moslimlande, waar die evangelie nie eers
verkondig kan word. Nou dag weer so wonderlike getuienis gehoor. Waar was dit gewees? Ja, ek dink soos die Vrystaat was, het Christa vertel. Maar hoe het die Here in daai moslimlande verskyn hy aan daai persone, nee? Sommige net deur 'n droom of 'n visioen. En selfs ook deur die Koran, dat die Here selfs die Koran gebruik om Jesus te verkondig. Ek dink dis waarop dit neerkom wat ek gehoor het, nee, dat selfs deur die Koran het mense gekom in 'n village waar nog geen evangelie verkondig kon word nie, nee, het hulle gekom tot en sê, maar wie is daai een wat vir jou die lewe kan gee? En hulle tot geloof gekom. Verstaan jy, God wil met ons praat? Gebruik die wonderlike voorreg van hierdie oop pad na die Here toe en sê, Here, praat met my, ontmoet my. Ek nader tot U en ek weet U sal tot my nader. Dat my lewe kan verander. Dat kan kom tot bekering. God soek ons hart. Hy soek ons harte. Hy soek nie net die uiterlike dade nie. Wat is jou hart? Wat is jou begeerte voor die Here? Wat is jou grootste begeerte? Grootste begeerte is dat God met my moet praat. Dat ek hom ontmoet. Dit moet ons grootste begeerte wees. Dan val alle ander goeie waar ons so geworry is, val dit weg. As God eers met jou gepraat het, nee, profesie. En ons het dit ook so beleef met die oorwinnaarsbediening, deur profesie, hoe kragtig mense se lewens draai, as hulle ervaar, hoe God my persoonlik ken, weet wat my omstandighede is, en hy het 'n plan en doel met my lewe. Goed, ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees en bly. Amen.